ewige, alomteenwoordige, liefdevolle God en Vader, dankie dat U ons vanaand weer hier by mekaar het en dat U saam met ons is. En dankie vir U geweldige, onbeskryflike liefde wat U ook vir ons het en U geduld wat U met ons het. En dat U ons vanaand ook weer wil seën in Jesus Christus deur U Gees. Dankie dat ons in Jesus Christus die bose kan weerstaan, dat hy nie hier sal invloed uitoefen nie. Dankie dat ons kan weet, U, o Gees van God, wil vir ons help om te verstaan, raak te sien en te gehoorsaam, want U woord is altyd reg. Ons prys U daarvoor, in Jesus Christus se wonderlike naam. Amen. Dankie. Ons tema vanaand is liefde, punt. So ons eindig af by die liefde wat ons van die begin af met mekaar gedeel het, en in die week het ons nou probeer om net 'n bietjie beter te verstaan wat dit beteken as jy die Here Jesus in jou hart innooi en jy deur sy Gees 'n nuwe geboorte kry. Dan het ons gisterand gesien dat God sy liefde in ons harte stort. En dan is dit hier, dan is dit die agape liefde, en nou moet jy en ek 'n besluit neem wat ons moet doen met daai liefde. Jy kan dit en jy mag dit nie net vir jouself hou nie, want dan is jy redelik erger as 'n 0 op 'n kontrak. As jy oopmaak dat die Gees jou begin gebruik en uitgaan daar buitekant en hierdie liefde meer en meer deel met ander om hulle te wen vir die Here, dan is jy besig om gehoorsaam te wees. Jy het gehoor, jy stem saam en jy begin doen. So ons lees vanaand net eers uit Deuteronomium 7, vers 6 tot 11. Nou ons weet dat daar geleerdes is wat die feit dat Moses Deuteronomium geskryf het bevraagteken. Maar die algemene aanvaarde mening is steeds dat dit is Moses. En hier was hy nou al 'n bietjie ouer as 80. Hy het begin werk toe hy 80 is. En hier in Deuteronomium moet hy al iewers in die 100 gewees het, want hy was 120 toe die Here hom berg toe gevat het en wat ook al met hom gedoen het om hom na hom te neem. Nou vra die ouens my altyd, maar was die jare dieselfde in daai tyd? Ek weet nie, ek was nie daar nie. Is een van die eerste vrae wat ek vir Moses wil vra as ek in die hemel kom. Jy weet, hoe daai ding gewerk, en die ander ding wat ek wil vra is, hoe het dit moontlik gewees dat hulle 40 jaar in 'n woestyn rondgestrompel het, in so 'n groot stukkie soos tussen Pretoria en Warmbad, en hulle nooit hulle eie spoor opgetel het nie. En besef het, ons was al hier nie. Maar dit is nog net grappenderwys. Ek sê altyd, neem maar die wind en die sand die mekaar gewaai, so die spore was weg. So die manne het eers heel op die eind het hulle uitgevind om deur daai rivier gaan. Toe Joshua hulle deurgevat. Vers 6 van hoofstuk 7. Daar praat die Here nou met hulle en vir Moses, en hy sê, jy is 'n volk wat vir die Here jou God afgesonder is. Praat met Israel. Vir jou het die Here jou God gekies om uit al die volke op die aarde sy eiendomsvolk te wees. Die Here het jou nie lief gekry en gekies omdat jy groter was as die ander volke nie. Jy was die kleinste van almal. Omdat die Here jou lief het en hy sy belofte nakom wat hy met die eed bekragtig het aan jou voorvaders, het hy jou deur sy groot krag laat wegtrek en jou bevry uit die plek van slawerny, uit die mag van die Farao, die koning van Egipte. Weet dan nou, die Here jou God, hy is God. Hy is die betroubare God, wat sy verbond in stand hou en sy troue liefde betoon tot aan die 1000ste geslag van hulle
wat hom liefhet en sy gebooie gehoorsaam. Maar hy straf elkeen wat hom haat. Hy bring hom om. Hy laat nie na elkeen wat hom haat, laat nie na om elkeen wat hom haat te straf nie. Daarom moet jy die gebod, die voorskrifte en die bepalings wat ek jou vandag gegee het, gehoorsaam deur daarvolgens te lewe. En dan wil ek Jeremia 31 vers 3 lees. Dit is 'n baie bekende vers, en daarin sê die Here ook 'n aangrypende ding. In Jeremia, waar is ek nou, 31, ek het nou weer verbygebly, vers 3, Jeremia 31 vers 3, praat hy, deur Jeremia, met onthou nou hierdie ouens was toe nie in die beloofde land nie, hulle was weggevoer na Babel toe, Babylon, en omdat hulle nie gehoorsaam was aan die Here, maar in vers 3 kom praat hy nou met hulle, en hy sê vir hulle, van ver af het die Here hom aan Israel bekend gemaak. Ek het jou nog altyd lief gehad. Daarom het ek jou met geduld verdra. Ek gaan nie verder lees nie, ek wil net daai vers lees. En ek wil hom herhaal, as jy my net daar opsit, daai stukkie, ek het jou nog altyd lief gehad. Dis die tweede stukkie van vers 3. In aansluiting by dit wat ons in Deuteronomium gelees het, oor hoe die Here vir hulle herinner aan die uittog in Egipte, en dat hy hulle gekies het. Nou, as ons hier in Jeremia 31 vers 3 lees, dan kan ons hoor hoe werk God se hart, hoe hy na mense en die lewe en die wêreld kyk. Hoeveel keer in my lewe het ek dalk alself dit ook gedoen, maar het ek ander mense gehoor sê, as hulle praat oor iemand of met iemand, dan sou hulle sê, ek het jou lief, indien jy dit of dat sou doen of gee. Indien jy dit of dat sou doen. Ek het jou lief, want jou velletjie is so mooi, ag, en jy is so oulik gebou, jy is nou mans. En dan vergeet hulle, maar ons gaan almal ook seker rondom 80 kom, dan is daar krake en barste, en ons kan nie eers meer met botox iets regkry nie. Vergeet die manne dit, jy sien. En ek sien dit, ek het so baie dit nou beleef deur die bediening, dat die ouens dan vir hulle weer 'n jonger pop uithaal. Ai, tog. Asof dit nou gaan help om sy probleem op te los. Maar nou ja, of hulle sê partykeer, ek het jou lief wanneer jy dit sal doen, of so. Nou moet 'n mens dit gaan vergelyk met, ek het jou lief, al het jy glad nie na my geluister nie, glad nie gedoen wat ek vir jou gevra het nie. Ek het jou lief ten spyte van, of ek het jou lief en punt, daar is niks bygelas nie. Die waarheid is, dat ons nie mense hierdie woorde hardop hoor sê, meeste van die tyd nie, maar ons sien dit in hulle optrede, in hulle gedrag, in hulle liggaamstaal. Dis mos een van die goed wat baie keer baie harder praat, as iets anders is. Ons nou so, is nou liever nou 'n bietjie gaan aankopies doen by hierdie malls, gaan ek meeste van die tyd nou nie saam in die winkels in nie, want jy weet, om tussen al daai vrouens klere rond te val, en ek gaan sit daar buite op 'n bank, en hou ek die mense dop wat daar verbykom. En dan kyk ek veral na mans en vrouens, dan sien ek partykeer, die man loop daar voor en die vrou is hier agter, hier by die kinders. Ons kinders het nooit met ons saamgeloop in die malls nie, want hulle wou nie gehad het, die mense moet weet, ons is hulle ouers nie. Hulle is of ver voor of ver agter, jy weet. So, maar ons het vrede gemaak daarmee. Maar ek hou hulle dop. Of hulle loop, en jy weet, hy loop daar en sy loop hierso, of hulle loop en hulle hou handjies vas, en jy weet dadelik wat gaan aan in daai verhouding, omdat jy daarmee werk die hele tyd. Dis liefdestale. En
Een van hulle is hierdie liggaamstaal, die body language. Kyk 'n bietjie as julle nou, julle mans wat nou ook verveeld raak met al die kopery. Gaan sit en check die mense uit. Dis 'n geweldige, dis beter as televisie, want is lewendig. En ek sit daar, man, en dan vat sy aan my skouer, dan skrik ek my uit my bloedgroep uit. Want ek het glad nie opgelet waar sy is nie. En dan vat ek maar die pakkies en ek dra dit, dat ek nou nie heeltemal uit guns uitval nie. So, baie daarvan sien ons sonder om enige woorde te hoor. Die eerste klompie stellings wat sê, ek het jou lief indien, of wanneer, of want. Dit is 'n klompie voorbeelde van voorwaardelike liefde. En ons het baie keer onwetend doen ons dit met ons kinders ook. Kom nou eers hier en trek jou skoentjies aan, dan sal pappa vir jou 'n lekkertjie gee. Of kom dra net vir my bietjie die dingetjie, dan sal dink 'n bietjie daaroor. Ek dink as jy vir jou kind sê, kom dra dit gou asseblief. Onthou daai woord en leer hulle, dit is 'n baie belangrike woord, en die ander belangrike woord is dankie, nee. Ek kry dit nogal, dit tref my, dat daar baie kinders glad nie dit ooit sê nie. Maar oké, voorwaardelike liefde. En die tweede ene wat sê, ek het jou lief ten spyte van, al het jy, of net ek het jou lief, is onvoorwaardelike liefde. En ek wil vanaand vir julle sê, God se liefde is onvoorwaardelike liefde. Dit is, wat my betref, die wonderlikste ding om te weet, dat hy sê, ek het jou lief. So lief, dat ek Jesus op die kruis laat vasspijker het. Toe jy nog my vyand was, het ek dit gedoen. Want ek het jou lief, want ek het jou gemaak. Ek wil jou terugwen. Ek wil jou vrykoop van dit wat jou vashou. Want dis wat deur die Bybel na ons kant toe kom. So, dit is hoe God ons Vader, Jahwe, ons nog altyd lief het. Jahwe beteken die groot ek is. Toe hy met Moses in die brandende bos gepraat het, hy vir hom gesê, gaan sê vir hulle, Jahwe stuur jou. Die groot ek is, stuur jou. En hulle moet na jou luister. Die Jode het dit verstaan. Hulle tot vandag toe gebruik hulle nie die woord Jahwe vir God nie. As hulle hom sê, dan sit Jahwe, fluister. En ander woorde wat hulle gebruik is Adonai, is El, is Elohim, so daar's 'n hele klomp van hulle. Ek sal eendag 'n bietjie vir julle wys hier so op die skerm. En die andere interessante betekenis, byvoorbeeld Yahweh Rapha is die God wat genees, Yahweh Jireh is die God wat sien. Dis wonderlik om te kyk hoe hy homself beskryf. So, Yahweh het ons nog altyd lief. Weet dit vanaand. Dit maak nie saak wat jy gedoen het of nie gedoen het nie. En of jy hom ignoreer nie. Daar kom egter 'n tyd wat die Here sy hand terugtrek van 'n mens af. Want dis die sonde teen die Heilige Gees. En al die mense baie mense wat my al gevra het, wat is die sonde teen die Heilige Gees? Die enigste sonde wat jy kan doen, wat die Heilige Gees maak, onttrek aan jou en jou dan los om hel toe te gaan, is as jy aanhoudend die hand wat God na jou toe uitsteek om te vat, wegklap. Daai hand wat hy na ons toe uitsteek is Jesus Christus wat gekruisig is. En jy moet daai hand vat. As jy hom bly wegkrap, ons weet nie wanneer stop God dan om nog sy hand na jou toe uit te steek nie. So ek hou aan, dit maak nie saak wat daai ou sê en wat hy of sy doen nie. Ek bly met hulle die evangelie deel en ek probeer my bes om dit in die liefde van die Here te doen
want ek het nie 'n idee wanneer God sy hand terugtrek nie, want as hy dit eers gedoen het, is dit verby vir altyd, sê Hebreërs vir ons. Dan is daar nie meer kans vir 'n ou nie. As hy eers hierdie goed alles beleef het, ek meen daar's nou dominees en professore wat bely het, hulle sê nou nog, ja, jy weet, hulle glo aan Jesus. Maar hulle glo nie dat hy opgestaan het uit die dood nie, hulle glo nie hy het wonderwerke gedoen nie, jy weet al daai goed. Nou daai ouens verloon nou Jesus. En hulle verwerp wat die Bybel sê. So jy stel jou dadelik bokant God. Jy's eintlik slimmer as God. So ek meen, hy moet nou by julle leer, wat jy weet, ons moet hier 'n bietjie verander, laat dit pas by ons. En ek vertrou, of ek vertrou die Here dat hy hulle hopelik nog 'n kans gaan gee om terug te kom na hom toe, as hulle al ooit by hom was. Dis my vraag. As jy 'n persoonlike ontmoeting met die Here Jesus gehad het, is dit onpossible om ooit op daai plek te kom en te sê, hy bestaan nie. Hy's 'n versinsel van jou verstand. Dis onmoontlik. So, hierdie God het jou en my lief. Ons het ook al nou gelees dat hy vir sy uitverkore volk Israel sê, hy het hulle nie gekies omdat hulle 'n groot, indrukwekkende, winsgewende klomp was nie, daai tyd nie, in elk geval nie. Maar om die waarheid ook te sê, hy het hulle glad nie gekies nie. Hy het vir Abraham gekies, hulle stamvader, Genesis 12. En omdat hy so lief was vir Abraham, het Israel ook sy liefde gedeel. Jare later, tot vandag toe nog, glo ek, God het Israel baie lief. Dis hoekom daar besig is om 'n klomp Jode tot bekering te kom en by Jesus uit te kom. En die evangelie deel met hulle landgenote en hulle Jodegenote. Maar natuurlik is dit baie moeilik, veral as jy in Israel self is. Ek was nog nooit daar nie, ek het ook nie 'n vreeslike behoefte om daar te kom nie, want ek is so bang, hier kom 'n moslim aan en hy los die knop en daar's ek gone voor ek moes weg wees. Dis 'n gevaarlike wêreld daai om in te beweeg, nee. Maar God het hierdie klomp lief en hy het Jesus gestuur vir hulle ook. Hy het vir Abraham reg in die begin gekies. En selfs wanneer Israel op hulle slegste was, sê hy deur Jeremia vir hulle, ja, ek het julle lief gehad met 'n ewigdurende liefde. 'n Ewigdurende liefde. So God se liefde stop nie. Daarom sê hy op meer as een plek, ek onthou nou maar altyd 2 Petrus 3 vers 8 en 9 waar hy sê, ek wil nie hê dat enige iemand moet verlore gaan nie. Dit sluit ons almal in. Maar dat almal gered sal word. Daarom sê Petrus, hou die Here 'n bietjie terug met die wederkoms, want hy wil hê almal met die kans kry. En met die verskriklike goeie media van kommunikasie wat ons nou in die wêreld het, glo ek gaan ons binnekort op die plek kom dat alle volke, tale en nasies ten minste die evangelie gehoor het. En dan gaan die Here Jesus kom, dis wat hy sê. En as jy dan nie gekies het nie, die dag as Jesus kom is dit te laat. Heeltemal te laat, dan is dit verby. So, ek kies nie omdat ek bang is daarvoor nie, ek kies omdat hy vir my so onbeskryflik goed is. En hierdie liefde van hom is, jy kan dit nie vir iemand beskryf nie, behalwe deur hoe jy dit dan probeer uitleef teenoor mense. Moet dus nooit die wêreldse liefde verwar, daai indien jy, of want, of wanneer, of wat ook al nie, met God se liefde nie. Geen voorwaardes nie. God se liefde vir jou verander nooit nie. Dis wat die woord vir ons sê, dit bly dieselfde.
So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, Jesus Christus, om vir ons vry te koop. Paulus skryf in 2 Timoteus 2 vers 13 aan Timoteus, wat 'n jong dominike in die stad Efese was. Hy sê vir hom, Boet, jy moet vasbyt. God se liefde is vir jou. En die groot ding is, jy moet vir hom toelaat dat daai liefde in jou vrykom na buitekant toe. So al wat ons moet doen om hierdie liefde aan die gang te laat kom, as ons dit nog nie gedoen het nie, of dit nog groter aan die gang te kry is om te sê, ja Here, onvoorwaardelik, hier's ek, gebruik my. Dit is 'n gevaarlike ding om te sê, want dan begin die Here jou te gebruik. En in die begin is dit nogal baie bewerasies, jy hoef gelukkig asseblief, moenie vir 'n predikant gaan leer, veral nie nou by die teologiese fakulteite van die NG Kerk nie, want dit is buitengewoon gevaarlik. Ek weet van baie studente wat heeltemal hulle geloof verloor het, want die professore wat daar klas gee, het nie meer geloof vir die Here nie. Hulle verkondig 'n ander evangelie. Nou gaan hulle my doodslaan as hulle nou na hierdie ding luister, maar so right, dan is ek by die Here. Ek weet nie of hulle daar gaan kom op die manier wat hulle besig is met die evangelie nie. Maar, jy moet ja sê. En dan die Here vertrou. En hy vat jou deur alles. Elke moontlike ding wat jy deurgaan, sal hy jou bystaan, met jou saamstap, want die Gees van God woon in jou. Hy sal jou nooit los nie. Billy Graham, wil ek aan die einde net vir julle sê, het by 'n geleentheid gesê, God doesn't owe us anything. Yet, in His grace, He still gives us good things. Hoeveel goeie goed kry ons nie van die Here af, sonder dat ons enigstens dit verdien nie. En die feit dat ons hier mag sit, en nie bang hoef te wees dat hier nou ouens met gewere gaan instap en ons gaan bedreig en dreig nie, is net genade van die Here. Dat jy veilig by die huis kom met al die taksies en die goed op die pad, en buiten dit al die potholes en die goede. Dit is net genade van die Here. So, weet dit, hy is lief vir jou. Bly lief vir hom, gehoorsaam hom. Amen. Ja, Here, ek wil vanaand saam met elkeen hier, wat daarop amen sê, myself ons opnuut aan u toewy, en vir u sê, stuur ons, Here, hier is ons. Ons wil u gehoorsaam. Ons wil disippels van alle nasies maak. Hier in Koppies, vanuit Weltevrede gemeente, tot u eer, vanuit moedergemeente, tot u eer, en u eer alleen. Dankie, dat ons dit mag bid in Jesus Christus se wonderlike naam. Amen.